As jy jou Bybel vandag saamgebring het, is jy welkom om dit oop te maak by Matteus 1. En as jy nou nog wonder waar Matteus is, dis die Maleagi, Moses, Matteus. Is ek reg om, Andrei? As ek die regte Bybel het, is ek dankbaar. Besef jy hoe bevoorreg is jy om vandag die Bybel in jou hand te kan vashou? Die Bybel te kan voel, te kan weet, hierdie is God geïnspireerde woorde. En hierdie woorde is juis vandag hier, want die Here wil vir jou 'n boodskap kom gee uit sy woord uit. Kom ons raak stil, en kom ons vra die Here se seën op vandag se woord. Vader, ons sien die woorde op die Bybel. Here, ons weet dit is God geïnspireerde woorde. Here, ons weet hierdie woorde is nie net sommer woorde wat op 'n papier geskryf is nie, maar dis woorde wat ons lewens kan verander. En daarom is dit ons gebed deur die Heilige Gees, Vader, dat U vandag hierdie woorde sal bring. Dat hierdie woorde in ons gedagtes sal inbeweeg, in ons harte in. En dat dit ons ook hier van binne af kom verander buitekant toe, Here. Dat ons vandag hier sal uitstap. En dat ons ook hierdie woord wat ons vandag hier hoor, sal toepas in ons lewens. En dat ons dit ook sal gaan verkondig en sal gaan deel met ander mense. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Amen. Wie stem saam met die volgende stelling? Die lewe is vol chaos en die lewe is deurmekaar. Stem julle saam met my? Ja, verseker. Lewe is vol chaos, lewe is deurmekaar. En daar's 'n klomp goed wat bydra tot hierdie chaos, wat bydra tot hierdie deurmekaar spul. Nou in hierdie tyd waarin ons nou is, Kerstyd, dit is ook lekker besig. Dit is ook lekker deurmekaar. Dit is ook partykeer 'n chaos. Nou as jou familie is soos my familie en jy hou van kuier en jy hou van eet, dan werk dit mos soos volg. Jy eet tot jy moeg is en jy slaap tot jy honger is. En dan herhaal jy dit net weer so. Nee, so gaan dit mos. Dis altyd 'n lekker tyd, dis 'n tyd wanneer almal bymekaar kom, is 'n tyd van saam kuier, saam wees, en dan is dit deurmekaar en daar's chaos. Dis families wat saam in een huis is, so dis skorrelgoed wat vuil is, dis huise wat deurmekaar is, dis kinders wat rondhardloop, so daar's 'n klomp chaos. Daar's al hierdie beplanning wat in dit moet ingaan. En as ons vandag hierso is, dan weet ons mos, dinge loop nie altyd soos wat ons dit beplan nie. As ek sê vandag steek jou hand op hier saam met my stem, dink ek gaan hier 'n hele paar hande in die lug wees. Maar vriende, die keuses wat ons maak in die middel van hierdie chaos, in die middel van hierdie deurmekaar spul, kan tog ook 'n verskil maak. En dit is my gebed vir die volgende paar Sondae. Is dat ons gaan kyk na sekere karakters uit die Kersverhaal uit Jesus se geboorteverhaal uit. Ons gaan sien, hulle het keuses gemaak in hulle lewe, en ons gaan sien hoe die regte keuse wat hulle gemaak het, hoe God dit gebruik het tot sy eer en sy glorie. Nou as ons kyk deur die Ou Testament, sien ons daar word kort genoem van hierdie verlosser wat op pad is, hierdie Messias wat kom. So ons almal in die Ou Testament het gewag op Jesus Christus. Almal het hom verwag, maar Jesus se koms was nog steeds onverwags gewees. Dit was glad nie hierdie mooi stil nag soos wat ons dit wil uitbeeld en die prentjie wat ons vir onsself in ons gedagtes maak nie. Dit was deurmekaar gewees. Daar was chaos gewees en dit was onverwags. En in die middel van hierdie chaos is daar mense wat hierdie keuses moet maak. Ons sien vir Josef, ons sien Maria, ons sien die herders, ons sien die wyse manne, en elkeen van hulle het 'n keuse gehad wat hulle moes maak. En vriende, weet jy wat? Die keuses wat ek en jy maak, kan ook vir Jesus na die wêreld toe bring. Dit kan ook vir Jesus na die wêreld toe bring, na almal wat om ons is, rondom ons is, en na die mense vir wie ons lief is. So kom ons gaan kyk 'n bietjie vandag na Josef. Dit was nogal vir my opmerklik geweest.
toe my 2 seuns gebore is, op wie was die fokus gewees? Op die ma en die 2 kinders, die arme pa. Hy moet alleen daar staan in daai yskoue kamertjie en wag voor alles kan gebeur. En dan vra almal net, hoe gaan dit met ma? En hoe gaan dit met die baba? So ons gaan vandag 'n bietjie die lig op Josef sit en ons gaan kyk na Josef. Ons sien Josef kom en hy het hierdie keuse wat hy moet maak. Almal is gefokus op Maria, almal is gefokus op die engele, almal is gefokus op die herders en die wys manne. Maar daar is eintlik nog min mense wat gepraat het oor Josef. En ek wil hê ons moet die volgende raak sien. In die middel van hierdie deurmekaar spul, in die middel van die chaos, kies Josef om God te vertrou. Nou ons gaan vandag na Josef se lewe kyk. Ons gaan na sy hart kyk. Josef was 'n skrynwerker gewees. Hy het met sy hande gewerk, hy het met hout gewerk, met klip ook. So hy was 'n man wat hard kon werk met sy hande. In vandag se terme sou ons kon sê dat hy was in die konstruksiebesigheid gewees. So kom ons kyk, wat leer ons uit Matteus 1 uit oor Josef se lewe. Matteus 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, hierdie is belangrik, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, belangrik, Josef, haar verloofde, wat aan die wet van Moses getrou was, wou haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons, God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Dink gou vir 'n oomblik aan hierdie chaos en hierdie deurmekaar spul waarin Josef was. Josef was verloof gewees aan Maria. Hy was heel waarskynlik besig gewees om vir hulle 'n huis te bou. Nou die gebruik in daai tyd was, hier is die ma en die pa se huis, die man se ouer huis, en langs aan die huis sou daar 'n kamertjie gebou word. So dis eintlik half hierdie idee van hierdie een groot familiehuis. Nogal interessant, as ons sien wat Jesus sê voor hy opvaar na die hemel. Hy sê, ek gaan na my Vader se huis om vir julle plek gereed te maak. En in my Vader se huis is daar baie kamers. So Josef se familie sien hoe hy besig is om met sy hande te werk hierdie huis te bou. Hulle sien hoe hy sukkel om sekere goed nommerpas te kry, dat alles oor mekaar pas en dat hierdie huis net bykom, op kan staan. Nou dames, dink gou vir 'n oomblik, as jou man in beheer moes wees, van huis opsit, huis regmaak en alles gereed kry. Na die troue kon jy net intrek. Hoe sou jou huis gelyk het? Ek dink nogal ons huis sou bitter min goed ingehaat het. Daar sou nie al daai goedjies in wees wat daar nou in is nie. Maar ek kan ook sien hoe Josef se ma kort daarin kom. Hoe sy 'n opinie het oor waar sekere goed moet staan. Hoe sy 'n opinie het oor Maria. Josef se ma is maar soos enige ander ma. Sy wil tog weet dat hierdie vrou met wie haar man gaan trou, dat hy vir haar sal sorg. Of dat sy vir hom sal sorg, dat sy vir hom op die hande sal dra, dat sy sal lief wees vir hom. Nou wat weet ons nog van Josef? Ons weet, Josef was nie ryk gewees nie. Nou hoe weet ons dit? As ons na Lukas 2 gaan kyk vanaf vers 22, toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was,
het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan daar immers geskrywe: die eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Dis toe hulle vir Jesus gevat het. Nee, so wat het hulle gegee? 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Nou jy dink seker, hoe weet ek nou dat Josef nie ryk was nie, dat Josef arm was? Nou kom ons gaan na daai boek toe in die Bybel wat ons nie baie lees nie. En dis die boek van Levitikus. Levitikus 12 vers 6 tot 8 sê: as sy in die geval van 'n seun of 'n dogter die bepaalde aantal dae gewag het, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n tortelduif of enige ander duif as sondeoffer neem na die priester toe wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting. Hy moet dit dan aan die Here offer vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van die bloedvloeiing wat sy gehad het. Hierdie wet is van toepassing op enige vrou wat 'n kind in die wêreld bring, of dit nou 'n seun of 'n dogter is. En as sy nie 'n lam kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 ander duwe bring, een as brandoffer en ander een as sondeoffer, sodat die priester vir haar versoening kan doen en sy rein kan wees. Hier sien ons vir Josef. God kies vir Josef, 'n man wat arm was en 'n man wat ewe skielik 'n klomp chaos in sy lewe het. Josef, arm, heel moontlik besig om hierdie huis te bou vir hom en vir Maria, hulle toekoms te beplan. En hier kom Maria na Josef toe en sy sê vir Josef: Josef, ek is swanger. Josef se heel eerste gedagte, dink ek sou gewees het, swanger, wie is die pa en hoe dit gebeur? Julle moet nou onthou, Josef was verloof gewees aan Maria. Hulle was net verloof, nie getroud nie. Josef het volgens die wet probeer leef, volgens die wet van die Here. En hier kom sy en sy sê sy is swanger. Wie's die pa? Hoe het dit gebeur? En Maria antwoord hom en sê, dit is God, deur die werking van die Heilige Gees. En ek kan sien hoe Josef sê, ekskuus. En dan dink hy vir 'n oomblik en hy sê, ja Maria, ek verstaan jou, God is die skepper, hy is die een wat lewe gee, hy is die een wat dit kan doen, maar wie is die pa? En Maria sê vir hom, God is. So Josef moet kies. Hy moet kies om Maria te glo dat sy die waarheid vertel. En dit vat 2 engele van die Here om in 'n droom aan Josef te verskyn en vir hom te oortuig. En nou moet hy teruggaan na sy familie en hy moet hierdie goed van sy familie gaan vertel. Hy moet dit met sy familie gaan deel. Nou hoe sal jy daardie nuus hanteer? Kom ons sê jy gaan nou terug na die tyd toe jy verloof was. En jou vrou kom en sy sê vir jou, almal van ons is nou in die tyd terug toe ons verloof was. En jy stap hier by die kerk uit en jou vrou sê vir jou, ek is swanger. Ek dink ons sal dieselfde reaksie hê as wat Josef gehad het. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit wees? Is alles reg met jou? Wie is die pa? God is die pa. Is alles reg hierbo? Is jy okay? Moet ek jou dokter toe vat? Dis hoe ons reaksie sou wees, heel moontlik. Nou uit Josef se lewe uit, is daar so 3 goed wat ons leer. Punt nommer 1 is, net omdat jy vasgevang is in hierdie chaos en hierdie deurmekaar spul, beteken nie jy doen iets verkeerd nie. Daar is baie van ons wat vandag hier sit, wat chaos in ons lewens beleef, wie se lewens deurmekaar is, omdat jy iets verkeerd gedoen het. Dit is so. Daar is baie van ons wat vanmôre hier in die kerk sit, wat chaos en deurmekaar spul in jou lewe beleef, maar jy het niks verkeerd gedoen nie. Baie van ons beleef hierdie deurmekaar spul in hierdie chaos, omdat God jou dalk daar wil hê. God vat jou uit jou gemaksone uit. En weet julle wat gebeur wanneer ons uit ons gemaksone uitgevat word? Ek dink julle verstaan hoe dit voel. Dit waarmee jy gemaklik is, dit waarmee jy vertroud is, as God jou vir 'n oomblik uit daai situasie uithaal en hy sit jou in 'n ander situasie in, dan is die kans groot dat ons dit kan opmors.
Jy kan dalk vandag in so 'n moeilike situasie wees, omdat jy iets doen vir God, wat jy nog nooit van tevore gedoen het nie. Jy kan dalk vandag in so 'n moeilike situasie wees, in so 'n chaos wees in jou lewe, omdat daar goed gebeur het, wat buite jou beheer is. Dalk het dit gebeur by jou werk, dalk het dit gebeur in jou gesin. So ons almal het ook hierdie chaos beleef toe COVID ons getref het. Onthou julle daai tyd? Was dit gewees as gevolg van ons sonde? Nee, maar almal van ons het die chaos beleef. Almal van ons het hierdie deurmekaar spil beleef. En tog in die chaos, in hierdie deurmekaar spil, sien ons hoe Josef op God vertrou. So wanneer ons onsself in so 'n moeilike situasie bevind, moet ons ook kies om op God te vertrou. Want wanneer jy dit self gaan hanteer, wanneer jy dit op jou eie wil doen, wat gaan gebeur? Jy gaan al verder en al dieper in die chaos beland. Kyk gou vir 'n oomblik terug oor jou lewe. Onthou jy daai een tyd in jou lewe toe jy gedink het jy is slim genoeg, jy is sterk genoeg, jy kan hierdie situasie self hanteer? Wat het gebeur? Kon jy dit hanteer? Die Bybel sê mos duidelik vir ons: ken God in alles wat jy doen, en hy sal die pad vir jou gelyk maak. So wanneer jy op jou eie krag staat maak, gaan jy jouself net in nog moeiliker posisies bevind. Maar wanneer jy jou gaan wortel in die woord van God, wanneer jy gaan stil raak en gaan luister na die Heilige Gees, wanneer jy die pad gaan begin stap wat God wil hê jy moet stap, wanneer jy hom gaan vertrou, dan gaan jy sterker word vir al hierdie storms wat na jou kant toe kom in die lewe. Jy gaan hierdie goed beter kan hanteer. Chaos gebeur, storms gebeur, storms gaan oor jou pad kom. En hoeveel keer het Jesus dit nie al gesê nie? Hoeveel keer het ons dit nie al gesê nie, dat dit is duidelik, daar gaan storms in jou lewe wees. Al volg jy vir Jesus, of jy hom volg nie, of jy hom nie volg nie, storms en chaos gaan in jou lewe wees. Kyk wat sê Lukas 6, luister mooi, vers 46 tot 49. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe het en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op grond gebou het, sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort. En daardie huis het een groot pynhoop geword. Wat sien ons? Storms gaan daar wees. Chaos gaan daar wees. Dit gaan nog steeds na jou kant toe kom, al is jy 'n volger van Jesus. So wanneer jy God vertrou, gaan daar storms wees in jou lewe, maar jy gaan bly staan. Jy gaan dit kan hanteer. Ons sien, jy kan soveel kerkdienste bywoon soos wat jy kan. Jy kan na soveel preke luister soos wat jy wil. Maar as jy dit nie gaan vat en gaan toepas in jou lewe nie, as jy nie die Bybelse woorde gaan vat en gaan toepas in jou lewe nie, beteken dit net mooi niks. As jy nie dit gaan vat wat God vir jou gaan gee en gaan toepas in jou lewe nie, gaan jou huis ineenstort. So alles opgesom in een woord is vertrou. So wanneer jy in hierdie chaos is, moet jy vertrou. Jy kan na elke kerkdiens toe kom. Jy kan bid soveel soos wat jy wil. Jy kan elke maand jou bankrekening leegmaak en die geld vir die kerk gee. Maar daar gaan nog steeds storms en chaos in jou lewe wees. Die waarheid is, in God se woord sien ons, daar is storms, maar wanneer dit na jou kant toe kom en jy hou vas aan die Here, gaan jy bly staan.
Jy gaan nie ineenstort nie. Dink gou terug aan hierdie jaar. Hoeveel storms was daar in jou lewe gewees? Dalk was jou een hele jaar net een groot storm gewees. En raai wat? Jy is nog steeds vandag hier. Jy bly nog steeds staande. Al is dit moeilik. Hoekom? Want jy het God vertrou en jy het sy woord vertrou. So die wind kan waai, die reën kan kom, die water kan styg. Maar wanneer jy God vertrou, kan dit jou nie wegvat nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar min van ons loop met sambrele rond. Sien julle hoe lyk dit nou buitekant? Dit nou toegetrek. Wie het nou 'n sambreel hier in die kerk? Steek op jou hand. Niemand nie. Nee, ons loop nie met sambrele rond nie. Ons het nie sambrele. Ja, ons het. So 'n paar sondae terug. Wanneer was dit? Was dit so 4 sondae terug, dink ek. Toe staan ek hier by die deur en nou hou ek die mense dop. Dit so 'n bietjie gesif reën hier buitekant. So wat doen ons? Ons klim in die kar, ons trek ons skouers op, dan loop ons 'n bietjie vinniger. Het julle dit al agtergekom, nê? Nee. Nou vertel maar net gou, wat is so belangrik aan hierdie gedeelte van jou nek, dat dit nie kan nat word nie, en dat dit nie mag nat word nie? Want dis al wat ons doen. So wat gebeur, vriende, is, ons het al so gewoond geraak aan reën, dat ons weet, ons gaan net so 'n bietjie nat word. So al wat ons moet doen is, strek ons skouers op, en ons let go. Nou dis presies wat gebeur, wanneer ons ook op Jesus vertrou. Wanneer jy op Jesus vertrou, besef jy gaan nat word. Daar gaan storms oor jou lewe kom. Daar gaan storms in jou lewe inkom. Maar jy gaan deur daardie storm kan kom, want Jesus stap die pad saam met jou. Tweede ding wat ons leer uit Josef se lewe is, net omdat jy op God vertrou, beteken dit nie die pad gaan maklik wees nie. Jy sit seker dalk vanmôre hier en dink, Pieter, as jy nou vanmôre die evangelie aan my wil verkoop, is jy 'n slegte bemarker. Want dit is eintlik nog net heeltyd negatief. Maar kom ons kyk weer na Josef. Daar's 'n klomp goed wat in Josef se lewe gebeur het. Daar's 'n klomp goed wat Josef moes prysgegee het. Dit was nie 'n maklike pad nie. Hy moes iets van homself gegee het. Josef het nie hierdie verloving verbreek nie. Josef het vasgebyt. Hy het met haar getrou. Hulle kon nie na die huis toe gaan wat hy vir hulle gebou het nie. Nee, hulle moes vlug na Bethlehem. Amper 110, meer as 110 kilometer moes hulle na Bethlehem toe gegaan het. Jesus is gebore en wat het toe gebeur? Toe moes hulle weer vlug vir hulle lewens. Want daar was hierdie bloeddorstige koning Herodes. Hulle is ver van hulle mense, hulle is ver van hulle huis, hulle is ver van hulle familie. En hier sien ons Josef is besig om die pad te loop wat God wil hê hy moet loop. Dit was nie 'n maklike pad gewees nie, maar hy het God vertrou op hierdie pad. As jy dink dit gaan maklik wees om Jesus te volg, dink jy verkeerd. Dit is nie 'n maklike pad nie. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, maar dis die regte pad. Dis die regte ding om te doen. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dit gaan die beste pad wees vir jou lewe. Vir Josef om God te vertrou was nie maklik gewees nie, maar dit was die regte ding gewees om te doen. Derde ding wat ons by Josef kan leer. Net omdat jy in hierdie chaos is, beteken dit nie dat God nie aan die werk is nie. Nou ons almal ken die verhaal van Jesus se geboorte. Dink as ek van die jong kinders moet vra hier vandag, gaan hulle vir my presies vertel hoe dit gebeur het. Want ons leer dit mos al van kleins af. En as ek vandag vir die oudste persoon hier moet vra wat in die kerk sit, gaan hy vir my presies of sy presies vir my kan sê wat gebeur het. Hoekom? Want ons leer dit as ons klein is en ons hoor dit elke jaar, jaar na jaar na jaar. Maar dink net gou, hoe moes dit gewees het om dit te beleef het anders as wat ons dit te beleef. Sonder die konteks, sonder die agtergrond, as ons die storie lees, weet ons wat aan die einde gaan gebeur. Maar dink jy moet dit lees vir die eerste keer. Jy moet dit beleef vir die eerste keer soos wat Josef en Maria dit beleef het. Sit jy jouself daar in Josef se skoene. Ons sien hoe God gebruik, ons sien hoe God vir Josef gebruik om vir Maria en vir Jesus te sorg.
Ons sien hoe God Josef gebruik om vir Jesus en Maria te beskerm. Hy het Jesus na die wêreld toe gebring. En weet jy wat? Ons kan ook Jesus in hierdie wêreld inbring. Jesus kan ook in hierdie wêreld ingebring word deur ons. So Josef het gekies om God te vertrou. En hy het nie net hierdie wonderwerk sien gebeur nie. Nee, Josef was deel gewees van daardie wonderwerk. En ek wonder hoeveel van julle wat vandag hierso sit, hoeveel van ons het nie al uitgemis op 'n wonderwerk omdat ons nie geduldig genoeg was nie. Hoeveel keer was ons nie al in daardie storm gewees en in die chaos gewees en ons het gekies om nie God te vertrou nie. Ek wonder hoeveel van ons was nie al op die randjie om 'n wonderwerk te sien gebeur, maar ons het net gesê nee, dis nie die moeite werd nie. Ek gaan nie meer God vertrou nie. God kom vanmôre en hy nooi jou, soos wat hy vir Josef genooi het, kom nooi hy jou om op hom te vertrou. God vra vir jou en vir my, wanneer jy in daardie chaos is, wanneer jy in daardie gemors is, moet dit nie self probeer hanteer nie. Moet nie self probeer deur dit kom nie. God sê vir ons, vertrou op my. So wanneer ons kies om op hom te vertrou, dan weet ons daar gaan 'n uitkoms wees. Daar is 'n uitkoms. Hy is die uitkoms. Vriende, mag ons in hierdie tyd wat voor lê, en nie net vir die res van hierdie jaar nie, mag jy vir die res van jou lewe dieselfde doen as wat Josef gedoen het. Wat het Josef gedoen? Hy het gekies om God te vertrou. En dit was vir hom 'n uitkoms gewees. Hy het gekies om God te vertrou. Al was daar chaos in sy lewe gewees. Kies jy ook vandag om God te vertrou? Raak vir 'n oomblik stil. Dink aan die chaos in jou lewe. Wat is nou deurmekaar? Wat is dit wat vir jou bang maak? Gee dit vir die Here. Sê vir die Here, ek vertrou U vir dit. Ek weet U luister. Here, U ken die storms. U weet wat is die chaos in elkeen van ons se lewens. En ons wil hierdie woorde wat ons vandag hoor, ons wil nie wees soos die mense wat dit hoor en dit nie doen nie. Want ons sien, wanneer ons dit hoor en nie doen nie, dan val alles in mekaar. Dit word hierdie een groot pynhoop. Here, maar ons wil juis vandag ons fondasie kom bou op U. Ons wil ons vertroue in U kom sit. Dankie vir 'n voorbeeld soos Josef, Here, wat in die middel van die chaos, in die middel van die storms, in die middel van die deurmekaarspel in sy lewe, wat hy nog steeds gekies het om U te vertrou.
Al het hy nie geweet hoe die pad lyk nie, het hy nog steeds gekies om u pad te loop. Mag ons ook so wees, Here. Mag ons ook aan u vashou. En mag ons ook hierdie pad stap wat u wil hê ons moet stap. En daarom, Here, vra ons dat ons vandag hier sal uitgaan. En hierdie woord sal gaan verkondig. En dit sal gaan leef wat ons gehoor het. Dankie o Heer. Amen.